Dat met dink in Romeine 1. Kom ek lees dit vir ons. Lees in Romeine 1 van die moffies. Gebruik dit baie om vir die moffies te sê hoe verkeerd sy dat. Maar as ek nou net saam praat, ek stem saam. Ek sit in die kerk. Ek weet wat se bedrog pleeg hulle. Maar ek sê nee, ek glo anders, maar ek sit daar. Is ek net so skuldig? Romeine 1. Vers 18. Maar die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Wat is die waarheid? Hosea sê, die 10 stamme is nie my volk nie. Maar aan hulle sal gesê word, julle is kinders van die lewende God. En wanneer Paulus gaan na die heidene, dan sê hy, dit gaan in vervulling. Hy is besig met dit. Die kerk onderdruk dit. Jy mag nie daaroor praat nie. Dis nie 'n debat wat gevoer mag word nie. Dis haatspraak, dis rasisme, dis boos, dis van die duiwel. Want hulle onderdruk die waarheid. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is. Want God het dit aan hulle openbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hy praat spesifiek van die skepping en van die mense wat vandag sê, nee, daar is nie 'n God wat geskep het nie, dit moet net self bestaan. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Kyk, daar is niemand slimmer as hulle nie. Dis hoekom ek gaan my dominee vra. Ek gaan my pastoor vra, want dit is die slimste. Hulle het dwaas geword. Hulle is besig met dwaashede. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. En kan ek ons maar sê, dis wat hulle doen met sy hart. Dis 'n mens se vermoë om sy liefde te verander. Om sy geliefde nie meer lief te hê en haar nie in lief te kry. Dis 'n menslike eienskap. Dis nie 'n goddelike eienskap nie. Maar hulle maak dit van. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. Hy is soos ons. Ons is in 'n huwelik en dan kry ek iemand buite die huwelik in die verhouding. Ek pleeg egbreek. En dan los ek sommer my huweliksmaat en ek trou met daai ene, want ek is nou lief vir daai ene. Is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Dis 'n slegte ding. Doen ons dit? Ja, ons doen dit. Doen God dit? Hy doen dit nie. Maar ons sê hy doen dit. Hoe sê ons dit? Want hy is in 'n liefdesverhouding met Israel. En dan pleeg Israel egbreek en hulle gaan dien ander gode. En wat doen hy? Hy kry 'n vrou. Hy gaan in 'n verhouding met al die nasies. Is dit nie 'n menslike eienskap wat ons hom toe-eien nie? Wie doen dit? Die mense wat hulle nou so slim is. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle hart oorgegee aan onreinheid. Gaan kyk hoe gaan dit in die kerke. Gaan kyk wat doen die dominees en die pastore. As jy nou vuil nuus soek, gaan nie op die internet nie, gaan vra wat doen hierdie pastore van die wêreld. Kyk wat doen hulle. Hoekom? Hulle het God nie geag nie. Hulle het sy woord nie geag nie, sy waarheid nie geag nie. Hulle het van hom gesê net wat hulle wil. En toe, daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid. Om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle waar die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dit wat in die natuur is, en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat val, en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikhede bedrywe, en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid. Vers 32. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En dis eintlik die sin waarby ek wil uitkom. Dis die toestand waar ons is. Van wie praat hy hierso? Die predikers. Hoekom sê ek dit? Vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is. Dis mense wat God ken. Want God het dit aan hulle geopenbaar. En dan verloon hulle hom. En hulle sê dinge van hom wat nie die waarheid is nie. Hulle maak hulle eie evangelie.
En dan gee hulle oor aan losbandigheid. En dan doen hulle al hierdie verskriklike dinge. En dan sit ek in sy kerk. Ek sit in 'n kerk wat veel takke in die land het. En die boonste ouens is korrup. Hulle harte is vuil. Maar ek sit hier in een van die takke en ek sê ja, maar by ons is dit anders. Wat sê die skrif? 32. Mense, al ken hulle die verordeninge van God goed, as jy predikant, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Solank as jy daar sit, as jy in die kerk sit, en jy's 'n lid van die kerk, en hulle verkondig hierdie valshede van die Almagtige, gee jy jou goedkeuring. Want hoekom is jy daar? As hulle een of ander vreeslike organisasie begin, wat kinders ontvoer en mishandel en doodmaak en ek weet nie wat als nie, en jy's lid van daai organisasie en jy sê ek stem nie saam met hulle nie. Hoekom is jy lid? As hulle almal bymekaar gemaak word en in die tronk gegooi word, gaan jy ook in die tronk gegooi word. Want jy's lid, dan gaan jy sê, maar ek het nie saamgestem. Dan sê hulle, hoekom is jy lid? Ek weet nie. My voorouers was daar lid en nou ons almal lid en ons is in 'n oorlewering. Dan sê hulle, is alright, maar jy gaan saam met hulle braai. Want jy was lid. Nou is ek lid van die kerk wat besig is om te laster teen die Almagtige. Maar ek is te bang om uit te gaan. Sien ook geen hel toe as ek nie in die kerk is nie. Pas op dat die kerk jou nie in die hel laat beland nie. Want die kerk laster teen die Almagtige. Om te sê, God het sy volk vergeet en hy het sy verhouding gemaak met alle nasies, is laster teen die Almagtige. En dit lees ons in Hosea. Hy sê, net julle, net julle. En wat lees ons verder in Hosea? Kyk wat gaan ek alles doen, Israel, om jou hart terug te wen. Ek soek jou, ek soek nie iemand anders nie. God het nie lief geword vir enige iemand anders nie. Net Israel het hom behaag. En hy het net Israel uitverkies, omdat hy net Israel lief het. Niemand anders nie. Hoekom het hy hulle lief? Is dit nou toevallig? Ek is nou toevallig 'n Israeliet, so uit my lief. Nee. Jou naam is voor die grondlegging van die aarde in die boek van die lewe geskrywe, en daarom is jy in die geslag van Israel. Daar's nie toeval. Almal staan nie in 'n ry, daar in die voorlewe, voor die aarde toe kom. Staan almal in 'n ry en nou, ek is nou hierdie en ek is nou daai. Nee, dit is bepaal, dit is vas bepaal deur die Almagtige. Wat sê die Satan? Ons is almal gelyk. Moenie kyk hoe mense lyk nie, moenie hoor wat hulle sê nie, moenie kyk hoe hulle optree nie, moenie na hulle verlede kyk nie, moenie asseblief nie na statistiek kyk nie. Almal is presies dieselfde. Wat sê God? Julle is nie dieselfde nie, maar ek maak 'n onderskeid tussen 'n Israeliet en 'n Egiptenaar. Ek voel vir die Egiptenaar niks nie. Ek maak hom dood voor die son opkom. Maar nie 'n haan sal kraai na 'n Israeliet nie, want ek is vir hom baie lief. En as Vader sê met jou naaste lief hê soos jouself, dan word ek skielik lief vir die Egiptenaar. Hy het gesê jou naaste, wees lief vir die vir wie hy lief is. Maar ons het 'n totaal verbronge evangelie. En ons loop agter die dier aan, en ons aanbid die dier, en ons aanbid die draak, want ons wil in sy guns wees. Want dis 'n nare situasie as hy nie van jou nie. Hy gooi jou in die tronk, hy gesel jou in sy sinagoge. Er is niks teen wat met jou gaan gebeur as jy voor die Almagtige verskyn.